Ek wil vanmôre met u deel oor hierdie tema, waag om te kan wen. Amen. Daar's 'n spreekwoord in die wêreld wat sê, wie nie waag nie, wen nie. Amen. Nou, jy moet waag om te wen. Nou, dis nie almal wat wil waag nie. Hey, ek wil nie 'n kans vat nie, ek is in my comfort zone, my boude is nou mooi harde eelte gesit, ek is nou gemaklik waar ek is, ek wil net hier bly tot hulle stadig loop en hartseletjie sing. Julle kan my maar so aankyk, jy's 'n paar wat presies op daai plek is. Jy's eintlik, kan ek iets mooi sê, jy's gevrek. Maar as jy gaan waag om te wen, kan jy nog steeds lewe terwyl jy lewendig is. Want party mense is dood terwyl hy lewendig is. Hy haal asem, hy steel nog net 'n laaste bietjie op aarde, maar hy's eintlik lankal dood. Jy moet ergens in beweging kom. Jou kinders het jou nodig, man. Jou vrou het jou nodig, jou man het jou nodig. Ons het mekaar nodig, amen. OK, kom ons gaan net aan eerder. Amen. Hebreërs 11 vers 6 is een van my mooiste gedeeltes, die woord van die Here gaan ek aanhaal. Ek is nou baie slim, ek kom nou om julle met lus te vang. Ek begin met hom. Ek wil nou nie wegspring met Maleagi nie, dan gaan julle nou kwaad word. So ek begin met Hebreërs 11:6. Ek klink soos die nuwe predikers. En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat na God toe gaan moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Amen. So, wat is God? Is julle seker? Is dit 'n storieetjie? Is dit 'n storieetjie of is dit die waarheid? Hoe weet jy dit? Het jy hom op die proef gestel? Het jy gekyk of dit so is? Amen. Kom ons kyk gou wat sê Maleagi 3:10. En dis nou definitief nie alwaaroor ek gaan praat nie, so moenie nou duiwel vat nie. Kyk, as jy mos oor geld praat, dan vat die ouens stryd. Maar as jy stryd vat as ons oor geld praat, beteken jou hart is nie reg met God nie. Skus, ek moet dit net vir jou ook sê. OK, Maleagi 3:10 sê, bring die hele 10de na die skathuis. Behalwe van julle net dit wat jy lus is, want dis wat jy voel in jou hart. Skus, nee, daai deel is nie by gewees nie. OK, kom ons gaan aan. En beproef my tog hierin. Dis groot woorde daai. Dis die enigste plek in al 33,000 teksverse in die Bybel wat daai sinsnede voorkom. En beproef my tog hierin. Dit klink vir my soos iemand wat amper met alle respek half moedeloos is, want hy sê beproef my in nie. Hy sê beproef my tog hierin. Nou toe moes ek gaan dieper krap. Kom ons gaan net gou verder, ek net gou vir julle klaar lees. Sê die Here van die leerskare, nie Jacques nie. Sê die Here van die leerskare, of ek julle nie die vensters van die hemel sou oopmaak en op julle oorvloedige seën sal uitstort nie. Amen. Daar's baie detail in die een vers. As jy nou ooit 'n nota maak in jou lewe, kan jy van hierdie 'n notaatjie maak. Jy mag hom maar neerskryf, ek sal nie dink is verkeerd nie. Hy sê, jy bring daai hele deel. Hy sê, en ek sal oorvloedige seën. As jy partykeer sit met seën, maar is nie oorvloedig nie, moet jy jouself dalk vra of jy aan die hele skrif voldoen. Maar kom ons gaan aan. Ons gaan nie nou daaroor praat nie. Ek wil hê julle moet nog smile vir my. Maar kyk nou hierdie gedeelte. Toe ek dit lees, toe dit raak my so. Hy sê beproef my tog hierin. En ek gaan toe nou na die grondtale toe, want dis mos nou lekker om te kyk wat beteken hierdie. Dit klink van so of die Here so half moedeloos is met die volk wat nie wil luister nie. En dis presies wat daaraan gaan. As jy hele gedeelte gaan lees. Die Hebreëse woord vir hierdie beproef is bagan. Dit beteken om te toets of te ondersoek. Of die mooiste een wat ek vir u uithaal en weer oor het om te hoor vanmôre mooi. Hier kom hy kom, luister mooi. Bewys deur ervaring. Dit beteken bewys deur ervaring. Wat beteken ontdek God se karakter. Hierdie beproef sê, dis bewys deur ervaring, sodoende ontdek ek God se karakter. Ons sal baie mense glo in ons lewe, maar die Here sê hierdie goed, maar ons glo hom nie. En ek sê nou vir julle,
ons kan ons skyns heilig hou of nie, 99% van ons is skuldig in dit. En ek praat nie van 10de nie. Ek praat van in totaal en al om hom te vertrou ten volle. As ons hom ten volle vertrou het, sal ons nie met soveel vrees sit nie, sal ons nie met soveel moedeloosheid, goddeloosheid en al hierdie goeie sit nie. As ons hom ten volle vertrou, sal die kerk die kragtigste wapen in die wêreld gewees het. Maar die kerk sit self maar lendelam. Kom ons los dit amper verduidelik vir wat's lendelam. OK. Nou, die grootste oorwinnings in die Bybel is nie behaal deur die wonderlikste mense nie. Dis behaal deur gewone mense wat bereid was om God te vertrou en wonderwerke het gevolg. Amen. Dis mense wat gewaag het om hulle geloof op die proef te stel, om God te vertrou en dit het gelei na die wonderwerke en die storieetjies wat u en ek vandag lees. Amen. Gewone mense, sê vir jou langs jou 'n gewone ou soos jy, of 'n vrou soos jy. As jy nie waag nie, kan jy nie? Hey, daar's 'n paar wat Afrikaans was. As jy nie waag nie, kan jy nie wen nie. Nou ek wil vanmôre vir jou sê, waag om God se woord te neem. Waag om God se woord te vertrou. Hy sê, toets my hierin. As ek nou vir jou sê, kyk my kinders, ek weet nou julle was meestal soet, behalwe Jason, maar as ek vir my kinders gesê het, toets my nou. Ek het jou gesê, toets my nou. Wat dink jy dit vir hulle beteken? Hou aan. Gaan aan, hey, draai hom. As ek toets my, is die eerste maal. Ons kom nie by die tweede maal nie. Julle het die storie mos gehoor van die Ossewa en die per wat hy en die ou wat op die Ossewa is en hulle ry en die per wil so amper soek en hy sê vir hulle, hey, dis die eerste maal. Die volgende oomblik gaan hy en hy soek weer val en al hy geweer uit, skiet hy die perd. Sy vrou sê vir hom, wat maak jy? Hy sê, ek het klaar gewaarsku. Hy sê nie, maar jy het gesê is die eerste maal. Hy sê, is jou eerste maal. OK, so, nou, die woord sê, toets my hierin. Toets my. Hy sê, kyk of ek vir jou sal lieg. Hy sê in 'n ander plek van die woord, hy sê, ek sê mens dat ek sal lieg, 'n mensekind wat so spreek en dit waar maak nie. Die Here sê eintlik vir jou, weet jy, ek gee vir jou die vrypas. Gaan doen wat jy moet doen, ek is met jou. Maar, ons moet in volop hom vertrou. Hy vra nie ons moet hom uitdaag nie. Dis nie wat hy sê nie, want ons mag nie, daar's 'n paar skrifte in die woord wat sê ons mag God nie uitdaag nie. Maar hy sê vertrou my dat dit wat ek sê my woord die waarheid is. Baie mense kom op hierdie plek wat sê ek sal gee as ek genoeg het. Dis soos om te sê ek gaan trou wanneer ons genoeg geld het. Jy sal single bly soos Paulus tot jy doodgaan. Jy het nooit genoeg geld as jy dink jy het genoeg en jy agterkom hoe min is dit as jy getrou het. Jy het nooit genoeg geld hê. Baie mense, amen. Baie mense sê ek sal dien wanneer ek tyd het. Wanneer het jy tyd? Vra vir die pensionaars of hulle tyd het. Hier is die tyd nie, as baie dinge om te doen. Het jy gesien hoe lank is die tou en voetladders? Nee man, as baie dinge om te doen en dan moet hulle nog 'n jukskei speel en hulle moet gaan allerlei goedjies doen en die hondjie wil gestap word. En dan sê ander mense weer, nee, ek sal gehoorsaam wees. Wanneer dinge net so 'n bietjie makliker vir my raak, dan sal ek dinge doen. Ek wil gou vir jou sê, as jy wil wag tot dinge vir jou uitwerk, tot dinge vir jou perfek is voordat jy die Here wil toets, dan of voordat jy in daai wil waag, dan waag jy eintlik nie, jy flous jouself. Geloof is nie geloof as ek dit kan sien nie. Geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ek nie sien nie. God eer geloof, God eer nie my eie krag nie. Amen. God eer geloof. Nou kom ons gaan 'n bietjie verder. Geloof sê ek gaan God eerste stel, al verstaan ek nie alles nie.
Dis groot woorde. Geloof sê ek gaan God eerste stel, of verstaan ek nie alles nie. Dawid het gewaag toe hy voor Goliat gaan staan. Mense, ons lees die storieetjie en sien hierdie mannetjie, hy gooi eens lekker, val die man en daar gaan dit aan. Dink net jou logika. Hierdie klein mannetjie, daai reus, en hy gaan staan voor hom. Wil jy vir my sê, dit was nie 'n waagstuk nie? Dan kan jy nie wiskunde doen nie. Ons het 'n paar goeie wiskunde tutors hierso. As jy gaan kyk na die menslike faktor, is dit 'n geweldige waagstuk. Maar dit was, ek wil amper sê, dit was 'n berekende waagstuk. Weet jy hoekom? Want hy het gesê, hoorie man, as ek daai leeu kon nou die dag so 'n bietjie aan sy baard ruk, en daai beer se tand hang nog steeds hier om my nek. Boetie, wat van jou gaan ek hou, 'n oor of 'n vinger? Toe sort hy gou vir Goliat uit. Maar hy het 'n getuienis gehad, waartoe hy kan terugkyk, mylpale. Nou vra ek jou vanmôre, jy sit met hierdie geleentheid, Dawid het gewaag, hy het alles gewaag, hy het sy lewe gewaag, want hy kon nie durf dat hierdie ou, hy kon nie vat dat hierdie ou durf om die ordes van God uit te daag nie. En Dawid hardloop op die veld, hy sê, wag, kom, ons sort gou hierdie mannetjie uit. En hy maak hom gelyk. Dawid het gewaag, as hy nie gewaag het nie, sou Israel nooit oorwinning gehad het nie. Petrus sien, hierdie spook lyk vir my scary hoor, en hulle gryp mekaar vas. Nou sê hy, hoor jy, ek moet nou hierso vir Johannes los, ek moet kyk of ek daartoe kan loop. Want die Here sê, kom. Nou moet ek kyk, gaan ek dit vertrou? Want dit is nie elke dag asof jy die Here sien rondloop op die water nie. Of nie ek nie, ek weet nie wie van julle sien dit gereeld nie. Party ons sien snaaks so goed afhangende hoeveel jy gedrink het. Maar in elk geval, nou sê Petrus, hierdie man sê ek moet nou om toe stap. Nou moet ek wag, is dit regtig die Here en kyk hoe lyk hierdie see. Nou is hy bekommerd. Maar weet jy wat? As hy dit nie gedoen het nie, het hy nie getuienis gehad van hoe dit voel om op die water te loop nie. Want ek wil vir jou sê, as bitter min mense wat op water geloop het, maar Paulus kan vir jou vertel hoe voel dit. Ag, Petrus kan jou vertel hoe voel dit. Amen. Nou, jy sal nooit 'n wonderwerk bereik as jy net in jou gemaksone bly nie. 'n Mooie vir my, een van die mooistes is die weduwee van Sarfat. Toe sy daar kom en die profeet kom by Elia kom en hy sê vir haar, maak gou 'n bietjie vir my 'n broodjie klaar dat ek kan eet. Nou moet jy nou mooi onthou. Sy het op daai stadium was dit hongersnood. So sy was lankal reeds nie baie reservevette gehad nie. Sy het niks gehad nie. Die laaste bietjie het sy reggemaak en gesê, ons hou nou hierdie 3-4 dae wat ons amper doodgaan. En dan sal ons dit maak dat ons net kan rek, want as jy weet dat jou laaste rek jy het bietjie uit, nê. En sy sien daar's olie en daar's meel vir een broodjie nog. Dis heel laaste. Hier sê die profeet, nie gee vir my. Maak gou vir my 'n broodjie klaar, dit sal nie opraak nie. Hoe lank het sy vertrou voor die tyd? Hoe baie het sy gebid voor daai tyd? Sy het die Here geken, sy het gebid. Moenie jouself flou sê, sy het gebid. Sy het gesmeek, sy het gesoebat. Nou kom hierdie manne wil my laaste broodjie eet. Ons sukkel met die laaste Rolo, but you may have it. Ken julle daai advertensie? Nou, hier sit sy en hy sê van nee, gaan maak vir my daai broodjie klaar, laat ons eet. As jy regtig vanmôre vir my moet sê, dis jou heel laaste. Dis nou nie die Here nie, hierdie is maar 'n profeet van die Here, is maar 'n diensknegt van die Here. Is maar 'n Jacques in daai tyd. Net baie groot godsman. Ek vra vandag vir jou, wie sal die laaste broodjie gaan maak? Wie sal jou kind se laaste gee met vertroue dat God sal voorsien? Ons kan maklik praat vanmôre, ons kan mekaar flou sê en almal amen en ja, maar ek wil nou vir jou sê, kom ons daar buite gaan nie een van ons dit doen nie. Jy gee nie eers vir die karwag jou laaste 10 rand nie, want anders gaan jy nie kan brood koop nie. En jy sit met 2,5 snytjies nog by huis. Ek vra jou vandag, wie sou werklik daai broodjie gemaak het? En terwyl jy hom gemaak het, sou jy nie maar 'n paar keer dink, dalk moet ek my happie vat so intussen nie. Hæ? Kan sê ek jy sou happie vat, nee. Ons kyk in so 'n vars broodjie. Maar die oomblik toe sy God vertrou,
Sy vertrou God op die woord van die profeet. Toe raak haar meel nie op nie. Toe raak haar olie nie op nie. En sy en haar seun sterf nie. Jy staan vandag op 'n plek wat jy voel, dis jou laaste. Dis nog nie jou laaste nie. Daai bietjie wat jy het, wil die Here, moet jy dalk nog gee. Daai bietjie wat jy het, moet jy nog gee. Gee dit in die geloof en God sal vir jou gee. Ek het 'n getuienis van iemand, en skus, ek gaan dit noem. Hy luister ook my preke, so hy sal dit hoor. 'n Man bel my eendag, hy sê vir my, hoorie, ek het regtig nou hulp nodig, jy moet nou vir my bid. Ek het 18.600 nodig om my skuld te betaal. As ek dit nie nou betaal nie, ek verloor alles. Maar ek gaan my alles verloor, tot my huwelik, my kinders, ek gaan alles verloor. Ek sê vir hom, vertrou net die Here. Doen jou deel, ek gaan saam met jou bid. Bietjie later sien ek, hier word in my rekening betaal R1.860 van hom af. Ek dink, Boeta, jy het baie geloof. Regtig, ek eer dit. Want toe besef hy, as hy sy 10de deel gee, sal die oes kom. Hy bel my binne 'n week. Jy sal dit nie glo nie. Hy sê 18.600 in my rekening. Dis die God wat ons aanbid. Vertrou hom met jou laaste bietjie, sodat hy vir jou kan deurdra. Josua, ek het laasweek daaroor gepraat, en profete kom by Jordaan. Weet jy, daai profete, of daai priesters op daai staan, nou sê ek die profete, die priesters, hulle moes hulle voete al nat maak. Hulle moes al trap in die water, voor God die water oopgemaak het. Van ons is te bang, ek staan daar, ek bid die Here my nie oopmaak nie, nee, dan kyk my omdraai. Die Here gaan seker weer nie antwoord nie. Nee, God wag vir jou voet om nat te raak. Jy sit te veel en wag vir dinge om te gebeur. Sit vanmôre jou voet, laat hy nat word. Is jy bereid om jou voet nat te maak? Is jy bereid om jou voet nat te maak vanmôre? God wag vir daai eerste stap. Abraham, een van die mooiste gebeurtenisse in die woord, Abraham, sy rykdom, sy nageslag, sy alles was sy seun, wat hy baie jare voor gewag het. Sy alles was Isak gewees. God sê vir hom, gaan offer jou seun. Gaan offer jou seun. Mense, ek wil nie eers daaroor praat nie, want ek dink ons gaan vir mekaar jok as ons nou hier gaan maak of ons seuns gaan offer. Toe Abraham bereid is om te sê, my alles gee ek vir u, my God. Nou ek wil vandag vir jou sê, jy sit dalk met 'n huwelik wat gebroken is, jy sit met 'n man of 'n vrou wat wegbeweeg het en jy is besig om almal te verloor. Oor vanmôre die woord van die Here, ek het daai pad gestap, toe ek bereid was om te offer, en ek sê, Here, ek gee dit nou vir u. Ek het gefight vir wat ek kon. Ek het gedoen, ek prokureer hier en ek prokureer daar en dit hier en dit daar, en dan almal steel net jou geld en ek het nog steeds nêrens gekom nie. Sê ek nou vir jou, of jy verloor net jou geld, nou, dagvaar my. Op die einde van die dag, toe ek daar kom en ek besef, ek kan nou niks meer doen nie. Toe kry ek 'n oproep, ek weet vandag nog nie wie is die persoon wat my gebel het nie. 'n Vrou bel my uit 'n ver plek uit. Sy sê, God sê, offer hulle vandag vir my. Ek sê, is groot woorde. Is baie groot woorde. Is baie groot woorde om vir ou te sê, offer op, is nie so maklik nie. Veral as jy sien jy verloor al, jy fight, jou menslike instink tree in, jy fight vir alles wat jy kan. Yes, ek sê het nooit vergeet nie, ek staan daar by daai so hout hekkie en ek sê, my God, ek weet nie. Jacques het alles getraai. Ek offer hulle en ek sit hulle een vir een op die altaar. My vrou en my kinders. Ek sê, Here, ek staan terug. Letterlik, binne 'n dag of 2, toe verander God die hele situasie. Abraham, gaan offer jou seun. Maar Abraham, stop, moenie jou hand in jou seun slaan nie, ek sal dit nooit in jou doen nie, daar's 'n ram. Maar ek sal my seun vir jou stuur. God het dit gedoen wat aan Abraham nie gegeen het nie, het hy aan homself gedoen. Hy het Jesus sy seun gestuur. Vir mense wat dit nie verdien het nie. Die vrou met bloedvloeiing kom in die Nuwe Testament, sy ly 12 jaar aan bloedvloeiing, sy is onrein, sy mag nie naby hulle kom nie.
Hulle kan haar doodgooi met klippe. Sy sê, ek het nie 'n saak nou nie. Ek gee nie om wat julle gaan maak nie. Ek gaan waag om by daai kleed uit te kom. Ek het nie 'n saak nie, hy is toe hier voor my. Dis onmoontlik. Maar sy begin kruip hier onderdeur. Sy sê, ek gaan my laaste gee. Ek wil net daai kleed aanraak. Toe sy daai kleed so vat. Glory to God. Toe gaan die onreinheid uit haar uit. Toe gaan die krag van God deur Jesus in haar in. En Jesus sê, wie het my aangeraak? Hy sê, Here, hoe vra hy so vraag eers, deurdring deur die skare. Hy kon ervaar, God doen 'n wonderwerk. Ek vra vandag vir jou, ervaar jy God se wonderwerk? Is jy bereid om deur te druk? Dit maak nie saak wie sê wat nie. Ek sal myself respek dalk verloor. Ek gaan nie my trots gaan ek bietjie los. Ek kruip vandag. Kruip, Vila, kruip. Het jy Vila se kind gekyk? Dis 'n goeie storie, kyk hom maar gerus. Sy sê daar, kruip. En op die einde van die dag, hoeveel keer kruip ons by mense, help het ons niks. Ek wil vandag vir jou die grootste antwoord gee. Kruip by God en hy sal antwoord. Kom ons gaan verder. Vandag wil ek vir jou vra, wil jy nie maar waag om te bid voordat jy gaan moedeloos raak en dink jy verdrink jou probleme nie? Wil jy nie Here waag om die Here te vertrou voordat jy iemand anders gaan bel en gaan geld leen wat jou ongewild by hulle maak en jy sit dieper in probleem nie? Wil jy nie waag 'n groot ene om ander mense te vergewe al voel jy hulle het nog nie verander nie? Kyk, is een ding om iemand te vergewe wat ek nie weer sien nie, want ek moet dit nou nog uit my hart uitkry. Maar nou sien ek hom nog en ek sien, Kas het nie eens verander nie, maar ek moet hom vergewe. Hy's nog net so windie soos altyd. Weet jy wat? Dis waar God van jou verwag om hom te vergewe. Want as God my die krag gee op daai stadium en ek vergewe hom, dan sien ek hoor my eintlik het hy verander. Ek het net nooit raak gesien nie. Vanmôre het Ulrich mooi gesê, die pen lê voor jou en kyk kom is. Ek wil vandag vir jou sê, wil jy nie vandag dalk waag om jou roeping te begin uitleef sonder dat jy voel, ek moet eers bekwaam word nie. Ek is nie bekwaam genoeg nie. Ek wil vir jou sê, God roep nie die bekwaames nie. God die gehoorsaam is en hy bekwaam hulle. God roep iemand wat gewillig is en hy sê, ek bekwaam jou. Amen. Ja man, dis lekker. Ek wil vandag vir jou vra, stel God eerste bo al jou vrese. Die grootste risiko is vandag nie om te waag nie. As Noag nie gewaag het om hy ark te bou terwyl hulle vir hom gespot het nie, wat het geword van die mensdom? As Moses nie sy staf gevat het nie, wat het geword van Israel? As Esther nie gekom het en gesê het, ek gaan nou aandring om die koning se aangesig te sien nie, wat het geword? Ek vra vandag vir jou, Petrus dalk nie, hy daai skytjie het geklim het nie. Wat sou word? Vandag wil ek vir jou een ding sê, en ek is 'n formule wat ek hier neergeskryf het, dis hoekom ek moet kom loer hier, wat sê geloof, waag, gehoorsaamheid, stap, God gee die oorwinning. Bly by my. Geloof is wanneer ek waag, gehoorsaamheid is wanneer ek stap, en God bring die oorwinning. As jy vanmôre verwag, ek wil gou vir julle iets sê, en dis 'n eina enetjie. So van julle wat sensitief is, hierdie is nou sensor PG-13. Party mense se geloof is 'n ander ou se sak. Party ons se geloof is net tot hy skrul by pa of ma, of 'n vriend. Dis nie geloof nie. Dis die uitmanifestering van ongeloof. Jou plan B, luister nou hierdie, dis een van die goed wat jy vir altyd moet onthou. Jou plan B, skakel God se plan A uit. Amen? Hy sê Hebreërs 11:6, hy wat na God toe gaan moet glo dat hy is, en 'n beloner is van die wat hom soek. Jy waag nie vandag omdat jy seker is van jouself nie. Jy waag omdat jy seker is van God.
Jy waag nie vandag omdat jy voel, jy kan dit doen nie. Jy waag vandag omdat jy weet, God kan doen wat hy gesê het. Jy waag vandag omdat jy weet, uit die woord van die Here, elke belofte in die woord is myne. Elke hoofstuk, elke vers, elke lyn. Jy waag vandag omdat jy weet, dit wat jy het is genade, dit wat jy is genade, wat jy het is geleen, maar is deur God aan jou geleen. As jy het gaan oppas, sal God vir jou nog gee. As God sien jy's 'n rentmeester, gaan hy jou nog vertrou. Vandag wil ek vir jou vra, wil jy nie waag sodat jy kan wen nie? Jy sit in 'n situasie, en jy voel dinge wil net nie beter nie. Ek sê nou vir jou, en ek gaan dit nou vir jou sê, en ek wil nie jy moet nou duiwel vat nie. As jy duiwel vat, los hom net weer daar agter. Net buite die kerk. Meeste mense met wie ek deel oor finansiële probleme. En as ek sê meeste, wil ek vir jy sê 99.9999997% is mense wat God nie vertrou met hulle finansies nie, maar God moet vir hulle geld gee. Moenie jou tyd of my tyd mors nie, want ek gaan nie vir jou bid daarvoor nie. Want dan bid ek teen die woord. Wat is my kans dat dit beantwoord gaan word? Vertrou my Heer, en ek sal vir jou voorsien. As jy nie het nie, dis wat die bietjie wat jy het, God sien dit raak. Vandag praat ek nie van rand en sent, en ek wil vir jou sê, hoorie, kyk in die ou dae, ek het dit nie geweet nie, ek kom uit Pinkstyd, ek het gedink ons is nogal streng, hulle praat nou en dan van 10de en ons gaan hel toe, en ek weet nie wat sy goed al sê, maar toe sien ek my vriend, wat langs ons bly, sy ma, sy was 'n diaken of ietsie in die NG Kerk, of ek weet nie wat noem hulle dit, is dit 'n diaken of so iets. Sy loop met 'n boek, met so 'n leer. Dan gaan sy in die huis toe en bring jou payslip, help sy jou 10de uitwerk. Hey, julle dink ons Pinksterouens is rof. Hey, dis tyd dat ek daai dominee kry so. Okay, wat ek vir jou wil sê, dit gaan nie dit nie, God sê ek het 'n blymoedige gewer lief. Ek praat nou 'n rand en sent, because money makes the world goes around. Jy kan maak wat jy wil, elkeen van ons werk nie omdat jy 'n passie het vir jou werk nie. Jy daag nie op by jou werk met jou pakkie soet omdat jy lus is vir werk nie. Jy doen dit vir 'n salaris. As jy wil hê dit moet finansiëel met jou goed gaan, vertrou God. Vertrou minder op jou pay, vertrou meer op God vir sy deel wat jy gee, wat 'n oorvloedige oes vir jou inbring. Maar kom ons gaan verder, ter wille van liefde. Jy sit vandag en jy moet oorwinning behaal hier binne. Jy wil 'n oorwinning in jou geestelike lewe behaal. Jy moet jou voet in die Jordaan sit. Jy wil hê, Here, U moet my gebruik. Here, U moet my gebruik, maar pastoor wil my nooit nooi dat ek dit kan gaan doen nie. Dis waar jou probleem lê. As jy wil vandag hê God moet vir jou oorwinning gee, begin daar waar jy is, by jou werksplek, daar waar jy 'n roomys eet. Vra die kinders kyk partykeer skaam vir my en gee hulle net so 'n koppie sak so en dan loop hulle so daai, dan vra ek sommer vir daai ou daar waar ek besig is, hoe lyk jou saak met die Here? Is jy nog alright? Gaan hemel maak as die Here nou kom? Hulle skrik so, dit lyk of hulle winslik. Ek wil gou vandag vir jou sê, sit jou voet in Jordaan, God seën dit. Begin net iets doen. Begin net iets doen, waag dit vandag, waag om God te vertrou, waag om te sê in plaas dat ons elke keer my ouers gaan bel, ek noem dit omdat ons ook jong mense was, eerste ding is ek my ma gebel, die geduldige kaart moet intree, waag voordat jy bietjie jou ma bel, Here, ek gaan nie vertrou vir hierdie saak, maar ek het nie nou vertrou vir 5 minute, waar is my ma se nommer? Dis nie vertroue nie, vertroue is 'n vaste vertroue. Dit beteken jy moet langer as 5 minute kan vas staan. Dit beteken nie jy gaan op jou knie bly tot dit uitkoms kom nie. Jy's 'n mens. Jy gaan nou en dan 'n breek moet vat. En dan gaan jy maar weer knie toe. En roep God aan, want weet jy wat 'n groot getuienis gaan jy hê as jy weet ek het gebid daarvoor en die Here het geantwoord. Weet jy wat se sleutel kry jy in jou hand? Die oomblik as jy besef, hoor jy my gebede dra krag. Weet jy wat se gevoel gee dit jou? Die oomblik as jy weet ek kan my hand op siekes lê en die Here maak gesond. Weet jy wat se gevoel is dit om te weet ek het gewaag en God het geseën? Ek en my vrou, julle ken ons storie en ek sluit. Ons het gery tot die in die rust.
met 'n venter trailertjie, een met 'n deksel op. Ja, 'n Renault Scenic, dit wat ons kon inpak. Toe ons hier by die rus kom, toe kry ons eers ons blyplek gereël. Geloof is 'n werkwoord. God het dit geëer. Ons het nie ingestap in 'n gemeente soos vanmôre, dankie Here vir elkeen van julle, ons is 'n paar honderd nie. Ons het gekom met niks. Ek het my ou eiendomsbordjies gebring in swart paint, met wit by. Ek verf daai bordjies so swart, dan skryf ek met wit. Ek weet nie wie van julle is al soveel jare hier wat sou onthou nie. Daar was op 'n stadium daar bordjies opgepop. Niemand het geweet wie sin is nie, dit was myne. Daar het daar gestaan handyman. Ek het bereid gewees om te werk sodat God kan seën. Tot die Here vir my gesê het, nou vertrou jy my ten volle, nou jy opwerk. Sê ek, Here asseblief, jy toegooi ek pamflette soos nog nooit. Ek het nog nooit so gewerf vir werk nie. Ek sê, Here, nee, as dit U wil is, sal hy ophou bel, maar Jesus, ek gooi al die nommers uit wat ek kan. Ek gooi hierdie dorp blou van die papiere. Weet jy wat? 1 Februarie toe lei my foon nie weer nie. Want God het gesê, jy hou op werk. Ek wil jy moet mooi hoor vandag. As God met jou afspraak het, God kom sy deel na, jy moet jou deel nakom. 'n vriend van my sê baie dit, en hy het dit vir my altyd gesê, en dit praat baie diep met my. En hy het gesê, as God met jou afspraak het by tafel 5, help nie, jy gaan sit by tafel 6 nie. God het met jou afspraak by tafel 5. Ek praat vanmôre om die volk van die Here. Ek is so bewus van die salwing, ek weet nie, voel julle ook nog die teenwoordigheid van die Here? As julle hom nie meer voel nie, moet ons bietjie praat. Ek voel so, Here is so sagkens hierso. Here sê vir my vanmôre, sê vir my kinders, dis tyd om te waag sodat hulle kan wen. Dis nou tyd om my te vertrou. Dis nou tyd om my te vertrou. Eerste ding wat mense doen, as hulle sien na kom moeilikheid. As dit finansiëel moeilik gaan, eerste ding wat mense doen, hou op God se deel gee. Dis jou wat jy laaste moet nakom, ons kom om eerste te na. Ekskuus is die waarheid, ek praat van wat ek ook gedoen het. Ek het dit ook gedoen, Here vergewe my, ja, julle aanlyn gooi klippe. OK, ek het dit ook gedoen. Ek is 'n mens soos julle, ek is nie volmaak nie. Tweede ding is, wanneer ek moeg is, wanneer rus ons? Ek gaan maandag nie werk toe nie, ek gaan net bietjie inlê, ek is moeg. God se tyd en God se geld word eerste gevat. En dan verwag ek dit gaan beter met my gaan. Ek wil slegte nuus, stellig nie. God is eerste in jou lewe. God is God of all or not God at all. Ek vra vandag vir jou, kom ons vertrou God weer eerste en ons skuif die wêreld so 'n bietjie kant toe. As jy moeg is, ek verstaan jy's moeg. Rus maandag, sê vir jou baas hy kan wag. Doen dit. Maar moenie laat God vir jou wag en jy besluit jy kom nie kerk toe nie want jy's moeg. God sal verstaan. Jou baas sal ook verstaan. Verstaan hy? Ja, almal wat vir my werk, julle is maandag by werk. OK. Wat ek wel wil sê, ek kom terug tot 'n ding, is eintlik baie ernstig. Moenie God altyd laat wag nie. Moenie God altyd kant toe skuif nie. Waag vandag om God eerste te sit. Waag vandag dat voordat ek my budget uitwerk om God te vertrou. Waag vandag voordat ek my tydskedule kyk om God sy tyd te gee. Waag vandag om vir God eerste te plaas in jou lewe. Ek kan vandag vir jou dit sê en ek sê dit uit my hart uit. Jou lewe sal radikaal verander. Ek sit met 'n jong man en deel en ek gaan nou sluit met dit. Ekskuus, ek het nou nog gesê gaan sluit, maar ek moet vir julle vertel. Hy gaan finansiëel is hy in sy glory in, maar die mannetjie is baie dors. Hy's baie dors. Hy drink meer as enige vis. Hy drink. Hy drink baie. Maar in elk geval. Nooit hy niks geld nie. Niks. Hy verloor alles. En ek deel met hom oor om Christus in te kry, want dan gaan daai ding wat so dors is, daai dors gaan geles word deur Christus. En ek sê vir hom die woorde, nou moet jy weet, dis nou 'n groot kans, daar waag ek toe sommer iets baie wild. Partykeer doen jy mal goed as jy vir die Here werk. Ek sê vir hom, omdat ek voel die Here sê ek moet sê, ek sê dit nie vir almal sê nie, maar die Here het dit vir my gesê.
Ek sê vir hom, Boeta, ek vra vir jou die volgende. Gaan werk uit wat jy hierdie maand nodig het, of gaan werk uit wat was jou inkomste. Gee dadelik jou 10de vir die Here. Skryf dit neer, jy kan dit vir my WhatsApp. As jy teen die einde van die maand nie deurkom, gee ek daai kontant vir jou terug met rente. Uit my sak uit. Ek sê, want ek weet my God lieg nie. Ek sê, doen dit. Jy het niks om te verloor nie. Jy staan soos jy aan die wenkant, want of die Here gaan vir jou voorsien, of ek gaan vir jou help, maar iemand gaan jou help. Ek daag jou uit, doen dit, die Here sal voorsien. Die Here sê vir my, ek moet vir jou sê, jy kan dit 3 maande lank doen, al 3 maande, kan jy skryf wat sy bedrag, ek Jacques Potgieter sê uit my sakke het vir jou terugbetaal, as die Here nie vir jou return on your investment gee nie. Die Here sê ek moet dit doen. Dis 'n groot waagstuk, want ek weet die ou is nog dors ook, nou is ek bang, hy drink alles weg. Sien nou, die Here wil nie sien nie, hy is stout. God werk nie so nie, hoor. Okay, maar in elk geval, weet jy wat doen hy? Hy vat my nie op my ooreenkoms nie. Hy gaan drink verder, hy sukkel verder. Party mense is nie gemaak om op te hou sukkel nie. Party mense wil sukkel. Vanmôre jy 'n keuse. Sukkel of vertrou God. Mag die Here u seën, mag die Here u salf, mag die Here u optel. Weet vandag jy's 'n geseënde van die Here. Kom ons staan op, ek gaan sommer vir ons afsluit. Vader, ons kom vanmôre na u toe en ek vra begin by my. Daar's nog baie areas en plekke in my lewe wat ek u ten volle moet vertrou. Dis dalk maklik vir my, ek vertrou u dalk al met my finansies, Here, maar ek vertrou u nie altyd met my kinders dalk nie. Of ek vertrou u nie altyd met ander besluite nie. Ek vra u help my om ten volle vanmôre te waag, sodat ek kan wen in Jesus naam. Want wie nie waag nie, sal nie kan wen nie. Maar as ek vanmôre in Christus waag, sal ek wen in Christus. Seën vanmôre u volk, Heilige Gees, wees u naprediker van die woord. Ag Here, laat die mense nou nie sal duiwel vat nie, maar laat hierdie woord eerder sal ingaan, en laat hulle dit sal beproef, en laat ons sal getuienisdiens hou, laat hulle sal vertel hoe die Here deurgekom het. My hart is, Here, dat dit moet goed gaan met die volk. My hart is dat dit moet goed gaan met die gemeente. My hart is dat dit moet goed gaan met hulle finansies, met hulle kinders, met hulle huwelike, met hulle werke. My hart is dit moet goed gaan met hulle liggaamlik en hulle gesondheid. Dit moet goed gaan. Here, dis u hart ook. Maar ons moet vanmôre luister. Baie dankie dat ons u kan vertrou. Baie dankie dat ons weet, u is 'n waarmaker van die woord. Dankie dat ons weet, die woord sê, is nie 'n mens dat hy sal lieg, 'n mensekind wat spreek en dit nie waarmaak nie. Ons dankie vir egtheid en suiwerheid van die woord van God. Seën ons verder, hou ons onder die kosbare bloed en word u verheerlik. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Die Here seën u. Amen.